Hierdie video word trots aan jou gebring deur Sasol Klerksdorp op die N12 reg langs aan die Protea Hotel. Ons is tans besig met ons reeks Parels in die Platteland in Viljoenskroon en ek het die wonderlike voorreg om vandag te gesels met Rita. Rita dra verskriklik baie verskillende hoedjies en ons gaan vir julle wys juis waarom sy 'n parel hier op die platteland is. Rita, ek weet eerstens welkom en ek weet jy sien jouself nie noodwendig as 'n parel of iemand wat uitstaan of so nie. Ons het voor die tyd so 'n bietjie gesels en jy's net plat op die aarde en waardegedrewe. Alles wat jy doen kom eintlik van hier binne af, uit jou eis. Maar vertel vir ons, waar het jy groot geword en wat was jou paadjie tot waar ons vandag sit? Ag Natasha, dis vir my 'n wonderlike voorreg om dit met julle te deel. Ja, ek is Rita Snyman, ek is getroud met Johan Snyman. Ons het 5 kinders en nou tans oupa en ouma van 8 kleinkinders. Wow. Ek het hier groot geword in Viljoenskroon, ek het hier skool gehou. Ja, en ons bly nou al 47 jaar op ons plaas, Lamot, en dit is eintlik daar waar alles begin. Ons het daar begin ook met 'n venuetjie so 'n paar jaar terug. En nou het my skoondogter 'n jaar en 'n half terug, het sy ook begin met 'n wonderlike padstal en 'n bakkery. So ja, ons is so heeltemal geseënd om al hierdie lekker dinge saam te kan doen. So dis veilig om te sê julle is letterlik ingeburger in Viljoenskroon. Presies, ja, ek is hier ingeburger en dit is hoekom ek so lief is vir my gemeenskap en so pad saam met hulle stap. Wat is jou ervaring van Viljoenskroon en haar mense? Kom ek sê vir jou so, hierdie is 'n plattelandse ou dorpie, maar die gemeenskap hier is almal so vir mekaar. Ons het hier dierbare engele wat mekaar se hande vat en mekaar ondersteun in lief en leed. En dit is wat ek sê, die ou plekkie, hier is baie slaggate in hierdie dorpie van ons, maar ons harte is vol liefde en goud vir ons medemens hier. Dis regtig wonderlik want soos wat ons dis amper soos 'n granaat wat oopbreek. Wanneer 'n mens met hierdie mense van Viljoenskroon praat, dat ons nou die voorreg het om vandag tyd hier so te spandeer. En die kern is dieselfde. Iemand ek het nog nie met iemand gepraat wat se storie eintlik iets anders is, wat eintlik iets anders sê oor die mense nie. So dit wys vir my dit is tog die kern. En hoe lekker is dit om in 'n gemeenskap te wees wat weet al sien 'n mens mekaar nie elke dag nie, as iets gebeur het iemand my rug. Verseker en dit is wat mens dra. Dit is absoluut dit. En ja, dit is wonderlik om hier te wees. Dis al wat ek kan sê. Maar Rita, jy sê jou kinders en kleinkinders is hierso die meeste van jou kinders is hierso op Viljoenskroon. Is platteland nog 'n plek vir jong mense? Is hier 'n toekoms vir ons jong mense? Wat doen jou kinders byvoorbeeld nou hier op die platteland? Ag, ek dink definitief is hier 'n toekoms vir hulle, want hulle word groot en as jou huis reg, is jou huisgesin gegrondves is op die Here. En dan kan dinge net nie beter gaan nie. Want ek sê net altyd so, die platteland is so 'n wonderlike plek, want die kinders kan hier nog kind wees. Hulle gaan na die rivier toe saam met die ouers, hulle gaan vang vis, hulle gaan ry op die motorfietsse, 4-wiel motorfietsse in die veld. Ag, hier's soveel lekker dinge vir die kinders ook om te doen. Wow. En net sommer net kind te wees hier op die platteland. Ja, en ek dink dis wanneer jy so 'n bietjie die TV-skerms af sit en die selfone 'n bietjie wegvat, dan sien nog steeds iets om te doen. Ja, verseker. En die navorsing bewys eintlik as kinders net so bietjie verveeld is, jy moet hulle net so bietjie los dat hulle oor daai verveeldheid kom, dat die kreatiwiteit kan loskom. En ek dink wat 'n wonderlike geleentheid om dit hier op plase en in so 'n omgewing te doen. Maar Rita, vertel vir ons bietjie van die projekte wat jy aanpak daar in jou venue. Ag, jene ja nee, kyk, dit is nou eintlik so wonderlik want die venuetjie
is eintlik so 'n deel van my lewe en dit is vir my stokperdjie. En elke geleentheid wat daar plaasvind voor die tyd, gee ons dit absoluut vir die Here oor. En die Here stuur vir ons die wonderlikste mense daar op ons pad. Maar so met die jare het dit toe nou by my gekom dat ek ook iets in ons gemeenskap vir ons vrouens moet doen. Vrouens is so belangrik in ons gemeenskap. Hulle dra huisgesin, hulle is die spil waarom alles draai. En net om mense, vrouens weer bietjie op te lig in die lewe. Baie van hulle is depressief. Ander het nie meer lus om verder aan te gaan nie. En die behoeftige huisgesinne is vir my regtig waar iets wat baie na in my hart is en wat so deel is van my lewe. En so het ons begin met in September maand, het ons 'n daggie wat ons absoluut net vir die vrouens uithou. Ons bederf hulle daar, ons dek tafels, baie mooi tafels word gedek, daar word 'n mooi interessante praatjie aangebied en dan in die gemeenskap vra ons dan ook vir mense om betrokke te raak. Ek het die dierbaarste vriendinne wat my daar ondersteun en help en dan maak ons nou allerlei goedjies bymekaar, mooi krale, juweliersware en van klere, skoene, klerasie, enige iets wat 'n vrou se hart kan bly maak. Wow. En dan stal ons dit die dag daar uit en daarna die lekker geselligheid van koek en tee en lekker kuier en gesels en alles, dan kan elkeen vir hom vat net wat hy wil. Wow. So hulle kan dan met arms vol klere, juweliersware, gremering en enige iets weg huise toe. En ja, gaan dan hulle sommer weer lus en krag vir om hulle hele huisgesin weer aan te pak met liefde. Dit is ongelooflik, maar buiten dit hou julle ook Kerspartytjies. Vir wie doen julle dit? Ag, weet jy, dit doen ons ook in elke jaar. Dit is al die mense wat in ons dorpie en ons gemeenskap wat die behoefte het om te kom. Daar's soveel mense in ons gemeenskap wat regtig nie finansiëel in staat is om ooit op vakansie te kan gaan nie. En juis vir hierdie mense is dit so 'n wonderlike uitdaging om net eenmal in 'n jaar, hulle sien so uit, jy sal nie glo nie, na daai spesiale dag, om dit vir hulle ook lekker en aangenaam te maak. Daai dag het ons springkastele daar, ons het Kersvader vir die kinders. En ons hou partytjie en daar word 'n Kersboodskapie vir hulle gebring en dan ook so voor die tyd word ook uit die gemeenskap gevra om betrokke te raak. So en dan nou ook soos ek sê, my dierbare vriende en vriendinne wat ek nie sonder kan klaarkom nie. Hulle help ook baie. Daar word wors gebraai die dag en ons trakteer hulle met allerlei lekkernye en goeders en dan het ons elke jaar verskillende projekte. Dan 1 jaar maak ons byvoorbeeld vir hulle klomp kruideniersware bymekaar en dan word dit per huisgesin uitgedeel na die tyd of soos die behoefte elke jaar is. Ons kyk maar daarna en dan voorsien ons ook daar. Sjoe, dit is ongelooflik en dit is ook eintlik al 'n mond vol want aanvanklik sal jy sê ag nee, ek is maar net 'n inwoner van Viljoenskroon. En soos wat 'n mens die garingkie trek, dan rol daar net nog meer stories af. Maar buiten die venue en die gemeenskapsprojekte waarby jy betrokke is, het julle ook 'n padstal. Vertel ons 'n bietjie meer oor die padstal. Ja, ek wil net eers voor ek met die padstal begin, wil julle ook net sê in die wintermaande as dit so koud is, dan maak ons ook sop vir al die behoeftige huisgesinne. En ons gaan deel dit ook vir hulle ook uit. En dan eenmal in 'n week is dit ook al die hawelose mense in Viljoenskroon, hulle kry ook sop en broodjies. Wow, joh, dit is 'n voltydse werk. Dit is hoekom ek sê, hierdie dorpie van ons is regtig ware gemeenskap wat mekaar so ondersteun en mekaar help. Dit is ongelooflik en ek hoor dit werklik by al die mense is jy weet dit borrel so eintlik uit julle uit. En eintlik die geheim dan ook daarvan is mens kan nie net die ore en die oë wees nie. Jy moet ook die voete en die hande van Jesus wees. Ja, en dis nou waar die tekkie die teer eintlik tref, né? En dit is om ons is geroep tot diens.
en diensbaarheid. Verseker. En wat 'n voorreg is dit as 'n mens net gehoor gee daaraan, want 'n mens stap altyd meer verryk weg Ja. as dit wat jy gegee het. Vertel ons 'n bietjie oor die padstal. Ja, die padstal is nou omtrent so 'n jaar en 'n half oud en hy brei uit en ons sê so dankie vir die Here want dis absoluut sy groot genade en sy liefde en sy omgee daar. Ja, en dit is my skoondogter se passie. Sy het altyd die drome gehad van 'n padstal en nou ja, so het hy bewaar geword. En ja, julle kan regtig waar een of ander tyd kom kyk. Daar word allerlei lekker dinge gebak en gebrou en net 'n lekker uitkom vir Viljoenskroon se mense ook. Hoorie, dit is 'n mondvol. Baie dankie vir jou tyd vandag. Is die padstal en die venue oop vir die publiek? Ja, nee, dit is oop so en ons het ook kontaknommers daar beskikbaar so. Okay. So vir enige funksie kan hulle julle Enige funksie, ons hou klein troues daarso in verjaarsdagpartytjies, gesellighede, eindjaarfunksies. Wow. Hoorie so Rita, maar Ignas het nou vir my van hulp gewees en hierso is pragtige krale om eintlik net te simboliseer dat vir Viljoenskroon en haar mense is jy werklik 'n parel in die platteland. Ai. En mag jy hierdie ou kraletjie hou en hierdie ou pareltjies hou om te weet dit voel nie altyd asof jy die groot dinge vermag nie, maar jy is 'n parel in die platteland en Viljoenskroon en haar mense is so dankbaar vir jy en mense soos julle. Dit was 'n voorreg om met jou te gesels en hierso is jou parel. Ag, baie dankie. Jy sal nie kan glo nie, my naam beteken ook parel. So dis kosbaar. Baie dankie. Ek waardeer, hoor.